Ons sit so, dan bid ons saam. Hemelvader, ons eer en ons aanbid U, dat ons die voorreg het om met U die heilige skepper van hemel en aarde te mag praat. Here, ons as mens sou nooit by U kon uitkom, was dit nie vir Jesus Christus, wat U liefde aan ons kom openbaar het, daar op die vloekhout op Golgotha se heuwel nie. Ons lees daar in 2 Korintiërs 5:21, dat God het Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God, deur hom. Vader, dankie vir die wonderlike genadegawe van verlossing in Jesus Christus, en dat ons weet dat die Heilige Gees gestuur is, om dan ook lewe te bring in die sondaar se hart, want U sê vir ons in die woord, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die sonde en misdade. En dankie Here dat ons deur U wonderlike genade die boodskap kon verstaan en die verlosser kon aanskou en ons eie sondige hart kon sien. En Here, op U bepaalde tyd kon uitroep, wees my sondaar genadig. Dis my so hartseer, Here, as ons luister en ons hoor hoe baie mense die verlossing van die sondaar toeskryf aan die mens. As die mens nie, kan God nie. Ag Here, dis vir my so hartseer dat ons ook 'n humanistiese godsdiens bedryf waar die mens alles word en God raak die mens se dienskneg. Hoe absoluut hartseer om te sien dat hierdie boodskap besig is om veld te wen, waar die mens eintlik in die troonposisie homself bevind, waar hy maak met God soos hy goed dink, en praat van God en optree teenoor God soos hy wil. Maar ons weet vanaand, ons wat gered is, dat dit alles loutere guns en genade uit die hand van God is. Here, dit is my so kosbaar dat ek hierdie week lees, dat U ons kom verlos het. Here, ons het U nie gesoek nie. U het ons kom soek. U was nie verlore nie. Ons was verlore. Dit het my so getref, dat van Genesis, die 3de hoofstuk, toe Adam en Eva sondig, het U geroep na hulle, waar is jy, o mens? En dwars deur die Bybel sien ons nog hierdie kosbare boodskap, van God se trekkende genade in sy Seun Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. En Here, ons verstaan nie, hoe dit altyd werk nie, en ons het nie die volmaakte kennis om die diepte van U genade en verlossing aan die sondaar te verstaan nie. Maar wat ons kan sê is, uit genade is ons gered, deur die geloof. Dit nie uit onsself nie, dit is die gawe of die geskenk van God. Nie uit die werke nie, sodat ons nooit kan roem nie. Daarom sal ons eendag juig in die hemel. Ons sal kroon die lam geslag. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Die een wat ons gekoop het met sy kosbare bloed, uit elke nasie, taal, volk en stam. Wil ons vanaand as gemeente U aanbid, ons wil eer aan U bring, en ons wil vra, Here, dat U die goeie werk wat U begin het, sal voortsit, en Here, die oortuigingswerk sal doen. Here, ons sal lei in U volle waarheid, sodat ons meer sal word, soos ons Here Jesus Christus. En dit bid ons alles in die kosbare naam, en ons bid dit met danksegging. Amen. Nou vriende, selfs as kind in my ongeredde dae, was sondaande vir my die hoogtepunt van die week. Ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie of ek bly was dat die Sondag verby was, en die dominee klaar gepreek het, en of ek net bly was om almal te sien nie, maar dit bly nog steeds vir my 'n hoogtepunt om die dag af te sluit, en vandag is die eerste dag van die week. Sondag is die eerste dag van die week, om die dag reg te begin, reg af te sluit, en so saam met ander kinders van die Here te wees, rondom die woord, en ons weet daar is vanaand van hulle wat nie hier kan wees nie, wat ingeskakel is, en ons bid dat die Here vir ons ryklik sal seën. Nou, u kan so lank blaai na Psalm 5, vanmôre vroeg al 'n boodskap van iemand gekry, wat sê, luister, hulle sien vergeweldig uit na Psalm 5 vanaand, is hulle gunsteling Psalm. Nou as ons kyk na Psalm 5, dan sal ons sien, is 'n besondere Psalm, met 'n redelike sterk boodskap in, en vertrou ek die Here om my wysheid te gee, om dan hierdie Psalm vir u dan op so 'n manier te verklaar, dat u sal verstaan wat in Dawid se hart aan die gang was, maar ook wat God van die goddelose sê, en ook hoe ons as kinders van die Here in sy seën en in sy vrede kan lewe.
Nou, ek wil vir u sê, dit is wonderlik om so saam te wees en mag die Here vanaand vir ons wysheid gee om te verstaan wat hy vir ons wil sê. Nou, verlede week het ons Psalm 4 hanteer. Vir Psalm 4, onthou u nog, dit was die aandlied geweest, ook 'n Psalm van Dawid, en ons het gekyk na die 4 gedagtes. Hy het in sy nood na die Here geroep, omdat hy aan God se getrouheid van die verlede gedink het. Ons het gesien in die tweede plek, laasweek, dat hy gebid het dat die ontroues hulle sonde sal besef en reg sal maak. U sal onthou, Absalom, sy seun het hom vervolg, Dawid vlug, en daar is klomp van Dawid se manne wat kant kies by Absalom, en hoe Dawid ook bid dat die Here vir hom die verlossing sal skenk, juis omdat hy 'n knegt van die Here is, en in besonder ook, het hy gebid vir die ontroues, dat hulle sal bekeer tot die Here. Vir u ook gesê, hy besef ten spyte van alles, het hy 'n verantwoordelikheid om rein te lewe. Vir u gesê, ons het geen reg om te sondig, wanneer die Here oor ons lewe beproewing, of stryd, of siekte, of enige iets bring nie. Ons het nie 'n reg om in opstand te kom teenoor die Here nie, net soos Dawid nie, as koning reg gehad het om teenoor God in opstand te kom nie. Ek het vir u die 6 gedagtes genoem, dat hy sê, sidder voor die Here. Ons het gepraat oor die vrees van die Here, moenie sondig nie, was die tweede gedagte, spreek in julle hart op julle bed, wees stil, offerhandes van geregtigheid, vertrou op die Here, en dan ook die gedagte, wie sal ons die goeie laat sien, verhef oor ons die lig van die aangesig. Dit was die paar punte onder punt 3, en dan die laaste gedagte verlede week, wat eintlik maar die hoofgedagte was. Dawid sê sy gedagtes aan God gee hom groter vreugde as sy eie koninkryk, as sukses, as roem, as rykdom en as hierdie groot oeste wat hulle ingesamel het, ook daar in die land Israel en omgewing. Ek het vir u gesê dat Dawid het op 'n stadium in Psalm 63:9 gesê, my siel is aan u verkleef. Die woordjie verkleef beteken, my soul follow hard after thee. Eenvoudig sê Dawid, ek jaag ernstig daarna om God beter te leer ken. Luister vriende, jy gaan die Here nie beter leer ken as jy nie tyd met hom spandeer nie. Mense dink dat die Bybel is een of ander towerstafie, en as 'n predikant hom swaai, so elke 3de week as jy 'n oggenddiens bywoon, gaan jy heilig word. Vergeet daarvan. Om die Here beter te leer ken, is die kosbaarste, ek wil amper sê, ding wat 'n mens kan doen op aarde. Oefening waarin jy jouself kan bevind. Daarom lees ons van die man wat die kosbare skat in die grond gekry het, en die Bybel sê hy het alles verkoop om hierdie skat of hierdie grond te koop. En ons sien ook die man met die kosbare parel. En ek wil vir u sê, as jy die Here beter wil leer ken, gaan jy tyd met hom moet spandeer. As jy vanaand jou lewe is besig, dan moet jy jou program herorganiseer. Ons het tyd vir baie goed. Kom ons wees eerlik. Ons het tyd vir baie goed. Maak tyd met die Here. En dan sal jy ook die vreugde smaak wat Dawid gesmaak het in sy gemeenskap met die Here self. Nou vanaand gaan ons Psalm 5 hanteer. Ons lees saam Psalm 5 vir die musiekleier met fluite. Dis heel moontlik die instrumente wat hulle gebruik het toe hulle hierdie Psalm gesing het. Hy sê 'n Psalm van Dawid, o Here, luister na my woorde, let op my versigtiging. Gee ag op die stem van my hulpgeroep. My koning en my God, want tot u bid ek. Ek wil net so kort onderbreking maak. Vriende, baie keer dink ons, as ons hierdie posisie bereik, as ons net bevordering by die werk kan kry, of net meer finansies kan hê, net meer gemaklik gaan leef, of kan leef, sal ek met ons goed gaan. Het hier agtergekom dat 9 uit 10 van Dawid se psalms gevul is met een of ander probleem, en 'n hulpgeroep na die Here om vir hom uitkoms te gee. Wat ek eintlik vir u probeer sê, is dat niks wat op aarde vir ons gegee word, en genot en vreugde en geld en besittings en posisies kan vir ons 'n vreugde gee wat blywend is nie. Want in hierdie wêreld sal ons stryd en verdrukking en beproewing hê. Daarom sien ons gereeld hoe Dawid uitroep. Hy sê, my hulpgeroep gaan tot u, o koning en my God. Vers 4. In die môre, Here, sal u my stem hoor. In die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Want u is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie. Die onsinnige sal voor u oë nie standhou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leensprekers laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het die Here 'n afskie. Maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid, mag ek in die huis ingaan.
my buig na u heilige tempel in u vrees. Here, lei my in u geregtigheid om my vyande ontwil, maak u weg voor my reg, want in hulle mond is niks betroubaars nie. Hulle binneste bring onheil, hulle keel is 'n oop graf, hulle maak hul tong glad. Verklaar hulle skuldig, o God, laat hulle val deur hulle planne, dryf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, want hulle is wederstrewig teen u. Maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil, laat hulle vir ewig jubel en beskut u hulle, en laat in u juig die wat u naam liefhet, want u seën die regverdige, o Here, u omring hom met welbehae soos met 'n skild. Nou as u nog nie deur die psalms gewerk het en gelees het nie, wil ek u vra, doen moeite, en lees so lank vooruit, en as jy by Psalm 147 of 150 kom, begin weer voor, lees hierdie kosbare psalms, en sien wat die Here ook vir ons daaruit wil kom leer. Nou as teks van oordenking, as ek een teks moet uitkies, sal dit wees vers 6, en daar staan, die onsinnige sal voor die oë nie stand hou nie, u haat al die werkers van ongeregtigheid. En as ek 'n tema moet koppel, ongelukkig volg mense baie makliker as daar 'n tema gekoppel word aan 'n boodskap, en eintlik is hier 'n paar temas wat 'n mens kan uithaal uit Psalm 5, maar as ek 'n hooftema moet kies, is dit ons moet sonde haat, soos God dit haat. Ons moet sonde haat, soos God sonde haat. En dis waarna ons vanaand so bietjie wil kyk. Nou vriende, as ons na Psalm 5 kyk, dan sien ons dat Psalm 5 deel vorm van so halfdosyn plus psalms, wat bekend staan as imprecatory psalms. Dis nou die Engels, vir psalms waar vervloeking uitgespreek word, of psalms waar God se oordeel oor die goddeloses uitgespreek word. As u die ander psalms wil lees wat in lyn is met Psalm 5, dan kan u Psalm 7, Psalm 35, Psalm 55, Psalm 58, 59, 69, 79, 83, 109 en Psalm 137 lees. Nou dis die psalms waar Dawid baie duidelik skryf, hoe God dan teen die goddelose optree, en hoe die Here voel teenoor die goddeloosheid wat bedryf word. Nou in Psalm 5 gaan ons vanaand sien, hoe Dawid in sy gebed die goddelose mense beskryf. Ons gaan ook sien, hoe God oor die goddelose mense voel, en dan ook sien, hoe hy teenoor hulle optree, en ook die oordeel wat die Here oor hulle uitspreek. Nou onmiddellik dink jy aan laasweek Sondag se boodskap, waar Dawid gebid het vir die kinders, of vir die ongereddes, en vir die mense wat in opstand teenoor hom gekom het, en onmiddellik kom die vraag in ons harte op, is dit nie 'n weerspreking van die psalm, of die psalms as ons sê, en is nie weerspreking van die woord, as Dawid aan die een kant bid, dat die goddeloses hulle boosheid sal sien, en hulle bekeer tot die Here, en nou bid Dawid, en hy sê, Here, dat u die goddelose sal verwyder, en dat u die goddelose sal wegvee voor die aangesig nie. Ek dink nie is 'n weerspreking nie, vriende, want dink aan die eie gebed, vir Suid-Afrika. Wat doen ons as kinders van die Here? Ons bid, dat die Here ons leiers se siele sal red, stem jy saam? Ons bid dat die Here wysheid aan hulle sal gee, in hierdie taak waaroor hy hulle aangestel het, maar in dieselfde asem bid ons, Here, as hulle nie wil bekeer nie, verwyder hulle. Maak 'n einde aan hulle regering. Is dit nie maar presies dieselfde wat Dawid bid nie? Is dit nie wat kinders van die Here se versigtiging is nie? As ons bid, laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied, soos in die hemel soos op aarde, dan bid ons, Here, maak 'n einde aan die goddelose se regering. En nou praat ons nie noodwendig van die ANC regering nie, ons praat van goddeloses oor die algemeen, rebelle teenoor God, mense wat in opstand kom teenoor God. Here, maak 'n einde aan hulle, as hulle nie wil bekeer tot u nie. En daarom, voor ek myself vooruitloop, kom ons by die psalm uit, dat ek nou nie die toepassing op die wil maak hier aan die begin, en dat u nog nie eens gehoor, waaroor gaan die psalm nie. Maar kom ons kyk in die eerste plek, na Dawid se vaste afspraak. Dis die eerste punt wat ek vanaand wil hanteer, Dawid se vaste afspraak. Dawid sê in Psalm 5 vers 1 tot 4, hy sê, 'n psalm van Dawid, o Here, luister na my woorde,
let op my versigtiging, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. In die môre, Here, sal U my stem hoor, in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Nou vriende, as ons kyk na hierdie paar woorde en van die ander psalms wat Dawid geskryf het, dan sien ons dat Dawid nie net gebid het, as dit sleg gegaan het nie. Maar Dawid het uitgeleef wat 1 Tessalonisense 5:17 vir ons leer. En wie kan gou vir my sê wat staan in 1 Tessalonisense 5:17? Dis een van die kortste verse wat u kan memoriseer. Bid sonder ophou. Sonder dat Dawid 'n Nuwe Testament in sy hand gehad het, leef hy hierdie Nuwe Testamentiese beginsel uit om gedurig te bid. Ons sal later sien in die boodskap dat Dawid 'n man was wat gedurig gebid het. In goeie tye, in slegte tye, hy het die Here aanbid vir wie hy is. Hy het geroep om hulp. Daar was 'n totale oorgawe aan die Here in sy lewe, omdat daar 'n ontsettende liefde in sy hart vir die God van Abraham, Isak en Jakob was. Nou ek het so 'n bietjie gekyk na wat hier staan in hierdie eerste 4 verse en Dawid sê, o Here, luister na my woorde. Ek het dit vir u onderstreep op die bord. En let op my versigtiging. Baie interessant toe ek dit bietjie gaan bestudeer het hierdie week. Nou Dawid sê, en in die King James staan dit as volg, give ear to my words, O Lord, consider my meditation. Nou wat beteken dit? Dit was my so kosbaar toe ek het hierdie week raak lees en ek dink vir die eerste keer mooi verstaan wat Dawid hier sê. Hy praat eintlik hier van 2 forme van gebed. Hy praat van een is hoorbaar, Here, hoor my woorde, en die ander een is, Here, hoor my versigtiging, dit wat in my hart aan die gang is, wat ek nie eens in woorde voor u kan uitspreek nie. Spurgeon skryf het so mooi, hy sê, there are 2 sorts of prayers, those expressed in words, and the unuttered longings which abide as silent meditations. En dan sê hy die volgende, hy sê, words are not the essence, but the garments of prayer. Luister mooi wat hy sê. Party mense bid lang gebede, maar hulle hart is op 'n ander plek. Terwyl hulle praat met God, dink hulle aan ander goed. Partykeer bid predikante, en ons as predikante gelei die gehoor in gebed, en soms is ons nie ernstig in ons harte oor die gebed nie, want is deel van die erediens, wat ons moet afhandel, as deel van hierdie liturgie, en hoe ons dit moet doen. Die Bybel sê vir ons hart moet in die eerste plek bid, en dan volg ons woorde. My hart moet eers God aanbid, voor my woorde in lyn kan kom, en God hierdie gebed aanvaar. Ag, ek het hier op my notas geskryf en jy sien baie maal bid ons en uiter ons woorde, terwyl ons hart op 'n ander plek is en dit is nie gebed nie. Dit walg die vaderhart van God as ons so bid. As ons bid met 'n hart wat op 'n ander plek is, so asof die voorreg om te bid op hierdie bloedgebaande weg in die allerheiligste verskyn, maar sommer net 'n maklike ding is wat verkry is. Ek het die voorreg om met die heilige God te praat, omdat Jesus Christus sy lewe gegee het, aan die kruis uitgeroep het, dis volbring, die voorhang sal skeur, en vir die eerste keer kon hulle inkyk tot aan die allerheiligste, en die Here bring dieselfde voorreg na ons vanaand, en hy roep ons op om ook te bid met 'n hart, wat in ooreenstemming met ons woorde, en ons woorde met ons hart sal wees, sodat ons die Here kan verheerlik. Het u gelet op Dawid se gesindheid? Vers 3. Hy sê, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek. Baie interessant is, as koning, Dawid was koning van Israel, deur God aangestel, as koning buig hy voor die koning van die konings. Luister, daar is nie eise wat hy stel vir die Here. Daar is nie verwaandheid in sy stem nie. Daar is nie 'n gevoel van gelykheid, of hoogmoedigheid, of enige ander ding, wat jy so dikwels vandag in gebede hoor nie. Al wat jy hoor is 'n nederige en afhanklike hart voor die Here, wat hom kan help en bystaan. Luister vriende, ek het nou 5 psalms voorberei van Dawid, en ek wil vir u sê, ek verstaan al hoe beter waarom hy bekend staan as die man na God se hart.
Ja, Dawid het gesondig. Hou op sy sonde gebruik as 'n verskoning vir jou sonde en kyk na sy lewe van ootmoed, van aanbidding teenoor hierdie God en buig voor die Here neer en bid met jou hart sodat jou mond kan weergee wat in jou hart aan die gang is en dat jou nederige gesindheid voor die Here dan ook bekend word. Hy sê vers 4: In die môre, Here, sal U my stem hoor, in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Nou baie interessant, hierdie woorde, ek sal dit aan U voorlê, en die King James sê dit, in the morning will I direct my prayer unto Thee. En ek dink by myself, en ek lees so bietjie oor hierdie gedagte, en luister, dit is 'n tweeledige betekenis hierdie. I will direct, ek sal my gebed aan U voorlê en afwag. Die eerste betekenis vir dit, dis soos 'n boogskutter, wat 'n pyl in sy boog sit en waartoe mik hy? Na die teiken. Dawid sê, Here, in die môre sal ek my gebed rig na U, die enigste een, wat my gebed kan hoor. Die enigste een wat my gebed kan verhoor. Dis soos 'n boogskutter wat mik na hierdie teiken en hy vuur hierdie pyl af. So sê Dawid, is my hart gerig op die teiken, op God, die enigste een wat kan hoor. Dat is vir my so kosbaar toe ek het raak sien. Die ander betekenis was gewees, as jy nou die konteks van die psalms sien, en Dawid se psalms, dit was ook gewees die priester, wat elke môre, moes die priester die hout reggesit het op die altaar, en die vars toonbrode op die tafel, in die teenwoordigheid van die Here, en dit moes hy daagliks in die môre gedoen het. Dawid sê, Here, ek sal elke oggend, sal ek my lewe, en my versigtinge, aan U bekend maak. Nou daar is mense wat skofte werk, daar is mense wat ongereelde ure werk. Wat ek vir U vanaand wil sê is, gee die beste van jou dag aan die Here. Moenie wag tot jy moeg en mat by die huis kom na 'n besige dag en so 'n paar woorde prewel en agteroor gaan slaap op jou bed en snork soos jy slaap nie. Wat jy moet doen is, gee die beste van jou dag vir die Here. As jy 'n persoon is wat bevoorreg is om in die môre op te staan en dan werk toe te gaan, of miskien by die huis te wees as huisvrou, of miskien op pensioen te wees, gee die beste van jou dag vir die Here. Hulle het vroeg in die môre die manne opgetel. Wees daar die persoon wat vroeg in die môre na die Here gaan, rig u gebed na hom, lê jou lewe voor hom neer en sê, Here, neem my lewe, laat dit, Heer, u gewy wees meer en meer. As daar 'n hulpgeroep in jou siel is, rig dit na die hemel, dat die Here ook vir jou kan antwoord. Baie wonderlik, Dawid sê, hy sal dit nie net voorlê nie, maar wat sal hy nog doen? Hy sal afwag. So Dawid bid met 'n verwagting. Die meeste van ons bid en ons staan op van ons gebedstyd af en daar is nie 'n verwagting in ons hart dat die Here kan hoor nie, want ons dink so by onsself, ja, die Here is almagtig, ons hoor dit, ons weet dit, maar hierdie saak is amper onmoontlik. Dawid sê, luister, vir die Here is daar niks onmoontlik nie. Daarom rig hy sy gebed na God, hy weet die Here kan hoor, daarom sal hy afwag. Dis asof Dawid sê, Here, ek wil kyk en sien hoe u hierdie gebed van my gaan verhoor. Dis belangrik, Dawid sê in Psalm 55 vers 17, maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Hoor nou vers 18, saans en smorens en smiddags klaag ek en steen, en hy hoor my stem. Hoe weet u God hoor u as u bid? Het 'n engel vir u kom sê, luister, ons het gehoor daarso, jy is gehoor, jou gebed is beantwoord. Nee. Deur die geloof volgens die beloftes in die Bybel weet ons, die Here sê, roep my aan en ek sal jou antwoord. Die Here sê ons gebede word opgeneem in 'n goue wierookbak voor sy troon. Die Here roep ons op om te bid deur die geloof en hy beloof ons in sy woord, hy sal ons antwoord. Luister, God se woord dra meer gewig as 'n engel uit die hemel se stem. Hoor wat ek hier sê, luister wat ek vanaand vir u sê, God se woord dra meer gewig as enige iets op hierdie aarde. Glo jy hierdie boek? Lees jy dit? Omhels jy dit? Is jy lief vir God met jou hele wese?
Jy kan weet hy hoor jou, want sy woord sê hy hoor jou. En Numeri 23:19 sê God kan nie lieg nie. En jy sê vanaand, maar laat toch niks gebeur, vandat ek gebid het vir hierdie saak nie. My antwoord vir jou, bly bid. Die Here is besig met jou. Hy verander jou hart om in groter vertroue teenoor hom te leef en te bid en meer op hom te hoop en op sy tyd. Wanneer hy klaar is met jou en die plan in jou lewe bereik het, sal die Here hoor binne sy wil soos hy goed dink en ons gee hom eer daarvoor. Jy sien, baie keer bid ons en ons gebede is baie keer selfgesentreerd. Van myself tot daar heel agter, elkeen wat inskakel. Baie keer is ons gebede selfgesentreerd en die Here deur ons gebede, deur die lees van die woord, deur ons gedagtes van die woord, kom wys ons hoe ons eie hart lyk. Luister, na 32 jaar dat ek die Here dien, kom ek agter wat Jeremia 17:9 werklik bedoel. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Luister, daarom moet jy elke môre, en as jy in die middagtyd het, doen dit, as jy in die aandtyd het, doen dit, roep na die Here, dat hy jou kan verander van binnekant af buitekant toe, en dat jy kan weet, elke versigtiging is in lyn met sy wil om hom te verheerlik. Kosbaar om te sien dat die kinders van Korag in Psalm 88 vers 14 bid, maar ek, Here, roep u aan om hulp, en in die môre kom my gebed u tegemoet. Is dit nie vir u mooi nie? As jy iemand tegemoet gaan, wat beteken dit? Jy is op pad en hulle is op pad. Die Here sê, ek sal jou gebed tegemoet kom. Ek hou my ore nie toe as jy bid nie. Luister, moenie die duiwel se leuns glo, wanneer dit kom by die wonderlike vaderskap van God, en die feit dat hy ons hoor in die gebed nie. Moenie vir die leuns van die duiwel val nie, hy is die bedrieër, hy is die leienaar. Jy bly roep na die Here en hy kom jou gebed tegemoet. Hy kom jou tegemoet. Daar in Daniël 6:11, en ek gaan nie alles lees nie, Daniël kry die bevelskrif dat hy hierdie beeld van die koning moet aanbid, en Daniël gaan in vrees en angs apteek toe, en hy vra vir 'n slaappil, en hy vra asseblief tog net kalmeermiddels, want ek kan net nie meer hierdie druk vat nie. Toe hy die bevelskrif kry, toe sê Daniël, ek het 'n plek om na te gaan. There's a precious hiding place in Jesus' side. En hy kom en 3 maal op 'n dag bid Daniël. In die môre, in die middag en die aand, luister hy bid met sy vensters oop in die rigting van Jerusalem. En ek wonder of hierdie klomp kwaadstekers hier onder nie gestaan en luister het nie. Maar die Bybel sê hy het gebid. Daarom wil ek vanaand vir u sê, die eerste ding wat ons moet raak sien uit Psalm 5 is die vaste afspraak, waar ons daardie gebed van ons rig na die een wat alleen kan hoor, dis die Here self. Ag, bely elke druppel van verwaandheid en miskien hoogmoed in u hart of 'n gedagte dat God u iets skuld. Wees soos 'n koning Dawid nederig voor die Here en hy sal jou hoor. Die tweede gedagte, Dawid haat die goddeloosheid van die goddeloses soos God dit haat. Hy haat dit. Wanneer hy oor die goddeloses gedink het, was daar in sy siel 'n weersin wat opgestaan het. Ek lees vir u en ek het onderstreep sekere van die woorde, vers 5. Want u is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie. Die onsinniges, nog 'n woord wat ek onderstreep het, sal voor u nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leensprekers, nog een wat ek onderstreep het, laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het die Here 'n afskuw. Vers 10. In hulle mond is niks betroubaars nie. Hulle binneste bring onheil, hulle keel is 'n oop graf. Hulle maak hul tong glad. U het al die woorde gesien wat ek onderstreep het op die bord. U sien, Dawid bid in die eerste plek dat die Here die goddelose sal verwyder as hulle nie wil bekeer nie, nie omdat hy 'n stil en rustige lewe wil hê nie, verseker nie, maar omdat hy sien hoe God se naam ontheilig word deur die goddeloosheid wat bedryf word. Daarom hoor die Here baie keer nie ons gebede nie, want ons is baie keer selfsugtig. Ek onthou jare terug toe hierdie nuwe regering aan bewind kom, het mense nog in groepe saamgekom en gebid.
Die mighty men was gehou, male sonder taal. En wat het gebeur in Suid-Afrika? Alles het net meer agteruit gegaan. Hoekom? Omdat God nie hoor nie. Nee, omdat ons selfsugtig is. Ons bid, sodat die Here verandering sal bring, dat dit met ons beter sal gaan. En ons dink nie aan sy heilige naam, wat onheilig word nie. Die meeste kerk in ons omgewing is vanaand gevul met predikante en mense wat in rebellie teenoor God opstaan. Die meeste teologiese skole is vandag besoedel van binnekant. En van buitekant is hulle soos witgepleisterde grafte en hulle leer ons mense om met boosheid besig te wees. Om die sondaar binne die kerk te akkommodeer. Waar sien jy dat 'n gereformeerde kerk 2 homoseksuele mans orden en hulle ewe skielik dominee en mevrou dominee noem? 2 mans in ons land en ons dink ons ster God nie, maar dieselfde kerk hou gebedstye waar ons vra dat God tog sy seën oor hierdie land sal uitstort. Kaapstad is die Pinkstad, sê hulle, waar ons homoseksuele akkommodeer. En ons bid net dat God tog vir ons 'n beter regering sal stuur om dit vir ons makliker te maak, ons paaie beter te laat wees, ons pensioenfondse te bewaar en te beskerm, ons kinders 'n goeie toekoms te gee, maar ons dink nie aan sy heilige naam wat ontheilig word nie. Daarom begin Dawid en hy sê ook, hy sê Here, dit gaan oor u heilige naam. Hy praat van dat die Here nie behaag het in die goddeloosheid nie. Hy haat die werkers van ongeregtigheid. Die leenspreker sal hy laat omkom, sê die Bybel. Die Here se siel het 'n afskie aan die man van bloed en bedrog. En u is besig om daar te wonder, waarvan praat hierdie ou nou? Die Nuwe Testament sê, God is 'n God van liefde. Blaai bietjie in jou Bybel, Gerard, kom by in die lewe, beweeg van die Ou Testamentiese vervloeking psalms en kom by die Nuwe Testament uit, dat die Here vir jou iets kan leer van homself, so sê die nuwe predikante, dat die Here vir jou kan leer, hy is 'n God van liefde. Nou ek gaan u vat na die mees bekendste vers in die Bybel, en waar staan dit? Johannes 3 vers 16, nou het u ook iets geleer, né? Dis die bekendste vers in die wêreld, en kom ek gaan vir u presies dieselfde gedagte daar lees, as wat ek hier lees in Psalm die 5de hoofstuk, volg saam met my. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is God liefde? Verseker. Het God sy seun in die wêreld gestuur? Verseker. Was Christus die offer aan die kruis? Verseker. Kan die sondaar deur Christus redding ontvang? 1000 maal ja. Maar kom ons lees verder. Hou op, stop by vers 16. Hierdie hoofstuk het 36 verse, en ons gaan nou verder lees. Dan sal ons sien hoe Psalm 5 en dan ook Johannes 3 met mekaar ooreenkom. Daar's geen weerspreking wanneer Dawid bid dat die Here die goddelose sal verwyder nie. Die Here haat die goddelose wat hom nie wil bekeer nie. Ek lees vir u vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Vers 18. Hy wat in Jesus glo, word nie veroordeel nie. Hoor wat sê die vers verder, ek het onderstreep. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Ek het hier op my notas geskryf, dat as ons hierdie verlossingswerk bly teestaan, dan bevind ons onsself op gevaarlike grond. Want die Bybel sê vir ons, dat die oordeel alreeds voltrek is oor hulle, wat hulle in boosheid en in sonde laat meeslee, en nie hulle wil bekeer tot die Here nie. Maar ek is nog nie klaar met hierdie hoofstuk nie, want hy gaan aan in vers 19. Wat is die oordeel? Dat die lig in die wêreld gekom het. Wie is die lig? Jesus Christus. En die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. U sien, dis hoekom die teologiese skole Christus met ander gode wil vergelyk. Dis hoekom hulle een wêreld godsdienst wil begin, want u sien, as ons dit kan regkry, dat mense kan glo, dat Jesus nie die enigste weg is nie,
dan sit ons in 'n wêreld van kompromie, waar duisternis omhels word, en almal dink hy's besig met werke van die lig. Gaan kyk in die Ou Testament, seksuele orgies, mense wat hulle ooreet het, Bacchus, die god van drank, was in oorvloed by die Ou Testamentiese afgodediens. Dis presies wat die kerk vandag wil doen. Deursnee kerk hou vandag wynveilings en hou drinkpartye, en dit is kaas en wyn, en dit is homoseksualisme en hoerery, en kerkraadslede en predikante sit in hulle boosheid, en almal dink hulle doen God 'n guns. Dawid sê ons moet begin bid, Here, verwyder hierdie mense. Laat u koninkryk kom, verwyder die goddeloses, wat hulle nie wil bekeer tot u nie. Is dit 'n harde psalm? Ek dink is 'n harde psalm. Maar is nodig dat ons dit sal hoor. Hosea, gaan lees die boek. Hosea trou met hierdie hoervrou Gomer. Dit's 'n beeld van Israel se geestelike hoerery van God af weg. Ek wil vir u sê, ons leef in Hosea se tyd. Die kerk het weggehoer van God. En ons bly bid. O, stort u seëninge oor ons uit. Die kerk is in 'n toestand. En ons wil nie hierdie gebed van Dawid bid, en wat Johannes 3 sê nie, hoekom nie? Want ons is bang ons eie sonde word aan die lig gebring, en ons val onder dieselfde oordeel as die goddeloses. Hoor wat sê vers 36, nou maak ek klaar met Johannes 3, en ek wys u die ooreenkomste tussen Psalm 5 en Johannes 3. Hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. 2 gedagtes wat ek hier wil noem. 1. As jy 'n oorgawe aan die Here gemaak het, en jy lewe in 'n lewe van 'n ongehoorsame, van 'n ongeredde, en jy leef soos 'n ongeredde, dan is jy nog 'n kind van die duiwel. Moenie glo jy oorgawe wat jou gered nie. Jy sal aan die vrug van iemand se lewe sien of die oorgawe eg was. Hierdie ding van eenmaal het jy 'n oorgawe gemaak en die dominee het voor in jou Bybel 'n versie geskryf om dit vir jou te verseker, en nou leef jy 'n roekelose lewe, is die leuen wat die duiwel die kerk mee gevang het. As jy nie vanaand vrug dra nie, behoort jy nie aan die Here nie. Hoor dit sê die Bybel, as jy hom ongehoorsaam is. Hierdie woordjie, die toorn van God bly op hom, beteken eenvoudig die toorn van God broei oor die goddelose. En as daar die toorn uitgebroei het, sal die hel volg. En dis 'n vreesaanjaende gedagte. Dawid bid dat die Here einde sal maak aan die goddelose, en dat hy einde sal maak aan die goddelose werk. En nou sê mense die ding, ag, die Here is lief vir die sondaar, maar hy haat sy sonde. Hoor u dit? Ag, dit klink vandag soos die nasionale volkslied. God het almal lief. O, en almal het God lief onder hierdie vaandel van die groot sambreel, van die Here het vir die hele wêreld kom sterwe. Maar ons vergeet om vir mense te sê dat God nie eendag die sonde in die hel gaan gooi nie. Hy gaan die son daar. Hy gaan die individu oordeel vir sy sonde, en die son daar gaan in die poel van vuur vir sy sonde dan verantwoording doen vir 'n ewigheid lank. Ek dink ons moet begin dink soos die Bybel sê. Dis presies wat Dawid voorbid, dat as die goddeloses hulle nie wil bekeer nie, dat die Here hulle sal verwyder, en dat die Here van die aarde sal wegvee, en dat die Here einde sal bring aan hulle bestel. Of dit nou is familie, vriende, 'n regering in ons land, wie ook al. Here, as hulle hul nie wil bekeer nie, dat u hulle sal wegvee. Ek dink nie ons het guts om dit te bid nie. Ek dink nie ons het baie keer die moed in ons hart om dit te bid nie. Jy gaan nou by die laaste punt agterkom, dis nie omdat ons beter is as die goddeloses nie. Dis nie omdat ons 'n trappie hoër as hulle is nie. Maar die Bybel sê in Efesiërs 5 vers 5, want dit moet julle weet dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Dis hoekom ons dit bid. Want God sê, daar's nie plek in sy hemel vir mense wat volhard in hulle sonde nie. Hy sê in Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die hoereerders, en die towenaars, en die afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel van wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. Daar is nie plek in God se hemel
vir hulle wat hulle hart bly verhard teenoor hierdie verlosser, Jesus Christus, en wat in die sonde bly voortploeter nie. Dis hartseer dat die kerk van die Here Jesus oor die algemeen, dit sluit ons kerk in, mense met hulle sonde omhels deesdae, en akkommodeer. Ons wil tog nie broer so en so verloor, of suster so en so, of daai een se 10de, of daai een se offergawe nie. As jy so gesindheid het, is jy 'n afgode dienaar. Dan het jy geen plek op die kansel, of deel van 'n kerkraad om God te verheerlik nie. Wanneer ons in die kansel staan, wanneer ons aangestel word in 'n gesagsposisie, dan is dit om die lewende God te verheerlik, deur te bid, Here, dat ons rein voor U sal wandel, en as die goddeloos hom nie wil bekeer nie, dat ons hom sal vermaan, en vir hom sal wys op sy uiteinde. Kom ons kom by die laaste gedagte van ons boodskap vanaand. Koning Dawid besef oor sy eie lewe staan geskrywe, genade, onbeskryflik groot. U sien, Dawid bid nie met 'n verwaandheid, en sê, Here, ek is beter as die goddelose, verwyder hulle, maar hou my in stand nie. Al wat Dawid hier kom sê is, Here, dankie dat U genade oor my lewe oorvloedig was, en dat ek in U genade kan staan, en in U genade kan skuil, en veilig kan voel, binne hierdie genade, wat U aan my bewys het. Hoor wat staan in hoofstuk 5 vers 8, vers 9 en vers 12. Maar ek, deur die grootheid van U goedertierenheid, mag ek in U huis ingaan. My buig na U heilige tempel in U vrees. Here, lei my in U geregtigheid om my vyande ontwil. Maak U weg voor my reg, maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskut U hulle. En laat in U juig die wat U naam liefhet. Want U seën die regverdige, o Here, U omring hom met welbehae soos met 'n skild. Luister, die Here het 'n besondere belang by sy kinders. Hy het 'n besondere liefde vir sy uitverkorenes, vir sy weergeborenes, vir die wat gered is uit genade. Hy het 'n besondere liefde vir hulle, glo my. Dawid ervaar dit, Dawid beleef dit. En Dawid sê ook, Here, U is die een wat aan my genade bewys het. En daarom sal ek in hierdie genade leef, tot die dag dat ek U in U heerlikheid sal sien soos U is. Hierdie woordjie goedertierenheid, vriende, is die woordjie favor, of pity, of loving kindness, of mercy. Koning Dawid sê, Here, dis U wat guns aan my bewys het. Daarom het ek gered geword. Dis U wat oor my lewe hierdie genade uitgestort het. My sonde gesien het, soos wat Matteus 5 vir ons leer, salig is die wat arm van gees is. Ek besef hoe groot my sonde en ellende is, en ek besef daar is net een wat my kan red daaruit. Dawid sê, dit is alles U goedertierenheid, U genade, U liefde, wat U teenoor my openbaar het. As U vanaand gered is U en ek nie beter as die goddelose nie. Ons is anders. U moet die onderskeid tref, ons is nie beter nie. Ons is anders, want ons behoort nou aan 'n nuwe koninkryk. Die Here Jesus het ons kom red, hy het ons kon skoon was in sy bloed. Nou is ons van die koninkryk van Satan oorgebring na sy koninkryk, so ons leef anders. As U nie anders leef nie, behoort U nie aan hom nie. So maklik soos dit. As U aan hom behoort, sal U besef, genade onbeskryflik groot. Want ek, sê Dawid, deur die grootheid van U goedertierenheid, of die grootheid van U genade, mag ek in U huis ingaan en my buig na U heilige tempel. Hy sê daar in Psalm 51, U ken dis hierdie psalm wat geskryf is nadat hy gesondig het met Batseba, en hy sê, wees my genadig, o God, na U goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van U barmhartigheid. Die King James sê, have mercy upon me, O God, according to Thy loving kindness, according unto the multitude of Thy tender mercies, blot out my transgressions. Is dit nie mooi nie? Dawid sê, Here, ek het niks om op te roem nie. Dis nie my goeie werke nie. Dis nie my meriete nie. Dis nie my trane, gebede, bekering, berou, maar sy bloed werk versoening vir jou, sê daar die pragtige halleluja lied. Dawid besef, was dit nie vir God wat ingetree het in sy lewe nie.
sou hy ook, soos die goddeloses, in opstand bly leef het, en goddeloosheid bly bedryf het. Daarom sê Psalm 30 vers 5 en 6, Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam, want 'n oomblik is daar in sy toren, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Ons mag nie God se genade en goedertierenheid misbruik om ons sonde te regverdig nie. Paulus sê in Romeine 6, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Wat is die antwoord? Nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin bly lewe? So Dawid sê, wanneer daar die bekering plaasgevind het, wanneer God my ontmoet het en my siel kon vernuwe, dan het ek die voorreg om in sy heiligdom in te gaan, en nou vir hom te vra, Vader, vergewe my sonde wat ek gedoen het. Die berou wat ek in my hart het, daar die smagting om hom nie te leer te stel, en teenoor hom te sondig. En ek praat die week met my kind daar in Amerika, en ek sê vir hom, seun, vir 'n kind van die Here is daar nou 'n verskil. As jy gered geword het, gaan dit nie meer oor hemel of hel nie. Dit gaan oor loon verkry of loon verloor. En ons raak verward met die twee. As ons sondig dink ons weer, ons moet onsself bekeer en ons moet weer gered word, ons moet weer kind van God word. Nee, jy word eenmalig kind van God, uit genade gered deur die geloof. Die goeie werk wat die Here begin het, sal hy volëindig, maar dit gaan nou oor loon verloor of loon verkry. Ek vertrou vanaand dat jy kan sê, ek is gered. Ek is skoon gewas deur die bloed van die lam. Ek is nie beter as die sondaar nie, maar anders, omdat ek aan die Here Jesus Christus behoort. Hy gaan in vers 9 en hy sê, lei my in u geregtigheid, om my vyande ontwil. Ek het hierdie woordjie lei my gaan ondersoek. Weet jy wat beteken die woordjie lei my? Soos 'n pa sy kind lei, en 'n blinde gelei word, sodat hy nie in 'n gat val nie, so bid Dawid dat die Here hom sal lei in geregtigheid. Is nie 'n mooi beeld nie. Die pa, ek sien die klein seentjie, ek sien vir ou Kalfyn toe hy nog so chokkertjie was. Hy was altyd bang as 'n mens sê by 'n plek kom, en hy wil altyd jou vinger vashou. En waar jy stap, stap hy. En jou voetspore volg hy. En die Here sê, dis presies wat ons kan bid. En Dawid kom en hy gee hierdie versigtiging, en hy sê, Here, lei my, hoor gou, deur u geregtigheid. Wat dit eenvoudig beteken is, Here, lei my deur u waarheid, en leer my om te dink soos u woord dink. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Laat my gedagtes met u woord so besig wees, dat ek sal dink soos God dink. Hoe sal ek in hierdie situasie optree? Dis hoe God wil hê, want sy woord sê so, nou doen ek soos sy woord vir my sê. Geregtigheid beteken om reg te doen. Here, lei my om reg te doen, Dawid sê om my vyande ontwil, sodat die sondaars kan sien, ek is anders, ek is nuut, ek behoort aan die Here God, en my lewe het skoon geword, anders geword, nuut geword. Hierdie is 'n besondere psalm, en daarom ek vir u in hierdie aand vra, as dit jou gebed, lei my Here, sodat ek sal dink soos u woord dink, sodat die sondaar kan sien, dat ek is anders, ek is nuut, u het my vrygekoop. Vers 12, ek sluit af. Maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil, laat hulle vir ewig jubel en beskit hulle, en laat in u juig die wat u naam liefhet, want u seën die regverdige. O Here, u omring hom met welbehae soos met 'n skild. Wat wil Dawid sê in sy laaste woorde in hierdie psalm? Hy sê, en hy spreek die versekering uit, dat almal wat by die Here skuil, is veilig. Daar sal nie 'n haar van jou hoof afval, as God dit nie toelaat nie. Glo jy dit? Glo ek en jy werklik? Dis hoe intens God belangstel in sy kinders. Jy sien ons 'n algemene verstaan van God, van Christus en die Heilige Gees, 'n algemene verstaan van sy werking, en 'n algemene verstaan van sy betrokkenheid by sy kinders. Hy's intens betrokke. As ek vanaand vir ou Renier moet vra, Renier, jy het nou al mooi wit-grys geword, wysheid in die grysheid, né? Sê vir my, hoeveel haar is op jou kop? Hy sal net sê, hangas. My baas, ek weet nie. Ek ken nie van nie. Hoekom? Want is dit vir ons belangrik, om elke môre vir my vrou te vra, tel gou hoeveel is op die kop? Hoeveel het ek verloor deur die aand? Gaan ek bles word nie? Dis nie vir ons belangrik nie. Maar God sê, ek het die haar op jou hoof getel. Dis so intens sy belangstel, en nou sê die Here,
Daar sal nie 'n haar van ons hoof afval as hy dit nie beskik nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid leef soos Dawid hier sê. Hy sê, Here, U seën die regverdige, U omring hom met welbehae. Ek onthou toe ek in die polisie was, in die jaar het ons in die panservoertuie gery. Nou panservoertuig kan jy opskiet en die patroon sal nie deurgaan nie. Dis nou nie dat jy daar sit en hulle skiet op jou en jy dink by jouself, jy is nou Taze nie. Ek het daarom net so 1 of 2 keer so ervaring gehad, min of meer, en ek dink nie eens ek was binne die voertuig nie, ek was buitekant. Maar die beginsel is net, jy voel veilig in die panservoertuig. Hoekom? Want jy weet hy's beskik. Dis omtrent dieselfde beginsel, die Here is beter as 'n panservoertuig. Niks kan deur sy beskutting kom nie. En as daar iets met jou gebeur, dan weet jy, dis omdat God dit toelaat vir jou beswil en vir jou heiligmaking, sodat jy weer kan word soos Jesus. Hoor dit sê Psalm 121 vers 7, en ek gaan met hierdie 2 gedeeltes afsluit. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel. Jou liggaam is nie belangrik nie, hoor. Ons paint en polish onsself elke môre vir 1 uur of 2, en ons spuit lekker goedjies, het ons lekker ryk, en ons stap uit die wêreld tegemoet, en ons dink, hierdie liggaam is die belangrikste. Luister, hy's besig om te vergaan. Jy kom dit seker agter. Loop stadiger, word gryser, plooie. Kalfyn vra my pa, wat sit jy onder jou ken? Dis my dubbel ken. Ek het hom gekweek oor jare. En soos jy ouer word, so meer hang hy. Dis deel van oud word. Daarom gaan dit oor my siel. Die uiterlike vergaan, die innerlike moet dag na dag vernuwe word. Vers 8, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Moenie moed verloor in die kind van die Here. Die Here het 'n besondere liefde vir jou, 'n besondere belang in jou, en hy sal jou dra tot in ewigheid. Hy sal jou vir ewig in stand hou, is wat die woord eintlik vir ons sê. Die Nuwe Testamentiese weergawe van Psalm 121 vers 7 vind ons in 2 Timoteus 4:17 en 18. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor, sê Paulus. En ek is uit die bek van die leeu verlos, en die Here sal my verlos van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Wat 'n kosbare belofte. Die Here sal my verlos van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Dawid sê, ek is nie beter as die goddelose nie, ek is anders, want ek behoort aan 'n ander koninkryk. Ek behoort aan die Here Jesus. Nou, iets gesien, ek sukkel om uit die Psalm boekie te lees. Ek gaan die beligting die skuld gee, my oom keer niks nie. U kan sien op die rekenaar dat ek nie 'n probleem nie. Knik maar so hoog, ek is besig om oud te word. Maar Psalm 5 in die bundel, ek gaan vir u 2 van die 11 verse lees. U weet, vir elke Psalm in die Bybel is daar 'n Psalm in die Psalmbundel opgeteken. Daarom is daar 150 psalms in die Psalmbundel, 150 in die Bybel. Psalm 5 vers 9 en 10 sê die volgende: Waarom, o Heer, met hul geduldig? Vraagteken. Dis hemeltergers wat daar woel. Verdryf hul van u regterstoel. Hulle leef in misdaad menigvuldig. Verklaar hulle skuldig. Vers 10. Maar laat in ewige blydskap lewe, wie by u skuil in veilige hut, en laat hul juig deur u beskut. U naam groot, magtig en verhewe, bied vreugde lewe. Jy is vanaand of deel van die goddeloses, of vanaand deel van die verlostes. As jy 'n goddelose vanaand is, bekeer jou tot die Here terwyl daar nog genade is. As jy vanaand 'n kind van die Here is, dan vra ek vir jou, skuil by die Here. Hy omring ons met sy goedheid. Hy sal ons veilig in sy heerlikheid aanbring. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u wonderlike getrouheid. Dankie vir u goedheid en die guns wat u aan ons bewys. Here, dankie dat u 'n welbehae het in u kinders, en dat u 'n goeie werk in hulle begin, en dat u dit ook sal volëindig. Dankie vir die wonderlike woord en vir Psalm 5 en wat ons daaruit kan leer, en help ons om, soos Dawid, die beste van ons dag vir u te gee. Help ons om in lyn te bid met u wil. En Here, help ons om te besef dat alles
is maar net genade. Die goedertierenheid van die Here wat groot was oor ons. Seën ons, Here, in ons dagtaak. Help ons om U koninkryk voorop te stel. En leer ons, Heer, U regte weë. Wys die regte pad ons aan. Maak ons hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Ja, wil ons in U waarheid lei tog asseblief ons dwaalende gedagtes. Want Here, ons moet besig wees met U, en so dikwels is ons besig met die dinge van die wêreld. Skenk aan ons genade, sodat ons U kan dien, in gees en in waarheid, sodat wanneer ons bid, dat ons hart en ons mond met mekaar sal ooreenstem, om U te verheerlik. Ons bid dit in U naam met danksegging. Amen.